nou saam. Liefdevolle en genadige God, ons hemelse Vader, U het ons geroep en ons is vanoggend weer hier saam in U naam, om U naam groot te maak, te luister na U woord en nie versterk en verseker te kan word dat U ons lief het en dat U ons genadig is en dat U nie wil hê dat een van ons verlore moet gaan nie. Daarom juig ons hart. Daarom wil ons dit met mekaar deel. Ons wil die hoop wat U vir ons kom gee het. Hierdie hartseer, donker wêreld waar dit baie keer lyk of daar net oorlog en geweld en haat na vore kom. Ons kan weet waar U is daar en waar U is, daar is liefde, vergifnis. Daar is lewe. Ook die dag as ons sterwe, mag ons by U tuis kom. Dis ons hoop wat ons met mekaar wil deel en mekaar aan wil herinner en vir mekaar wil deurgee. Dankie Here vir U kerk. Die kerk is die liggaam van Jesus Christus. Hy is ons hoop. Ons wil doen wat hy van ons vra, wat hy vir ons kom leer het. Want hy het as hoof kom dien. Hy het kom buig, voete kom was, nou meer nog aan die kruis te sterf, te wys, so lief het ons God vir julle. Nou, Here, kan ons nie anders nie as om ook te wil gaan doen wat Jesus vir ons kom doen het en kom leer het. En wil ons bid dat U Heilige Gees dit in ons harte sal vasbind. En dat ons lewe sal oopmaak vir U Heilige Gees, dat U Gees in ons sal werk, en dat U Gees ons harde harte sag sal maak, en dat U Gees ons sal daartoe bring om elke dag weer ons tot U te bekeer. Want ons Heer, ons weet Here, ons is maar sondaars wat elke dag weer oortree, wat U regtig doen, wat U graag wil hê ons moet doen. Maar tog is daar vir ons plek en ruimte by U. Stoot U ons nie weg nie, nee, U trek ons nader. En ons wil nader kom, gedring deur Jesus se liefde vir ons. Daarom bid ons vir die gemeente, elke lidmaat. U ken vir ons, hier waar ons saam is. U ken ons hart, ons binneste. U weet ook van ons huise, u ken ons huwelike, ons verhoudings met mekaar en met ons dierbares, kinders, ouers, familielede. U weet hoe ons daar buite optree, by die werk, die sportveld, skool, waar ons ook al is. Want U is met ons, U is by ons. En as ons wegdwaal en afdwaal, Here, dan agtervolg U ons met U liefde en U bring ons weer terug. Want U wil nie hê dat ons daar buite moet staan nie. U maak U hart se toer waarheid ook vir ons. En daarom wil ons ook dink aan hulle wat siek is, wat swaar kry, wat met probleme worstel, wat dalk nie meer uitsig het waarheen hulle moet gaan nie. Dit is te swaar om te dra, dat hulle mag weet, U roep, kom na my toe, elkeen wat vermoeid en belast is, ek sal vir julle rus gee, ek sal vir julle deure oopsluit waar julle net mure gesien het. Sal weer vir julle geleentheid bied om te kan asemhaal, om te kan glimlag, te kan bly wees en selfs ander mense se lewens aan te raak. Hulle ook bly te maak. Ons bid vir hulle wat hartseer is. Dit is nie maklik, Here, om dierbares te verloor nie. Ons verlang so na hulle. Dink jy as ons net ons oë toemaak, sien ons nog hulle gesig, hoor ons hulle stemme. Ja, ook hier in die kerk. Sal ons hulle nooit vergeet nie. Hulle het vir ons die pad kom wys, die pad wat U deur hulle vir ons kom leer het. Daarom bid ons vir die wêreld. Die wêreld is so vol hartseer, soveel brand en roof. Tog is U hier. Die koninkryk het gekom, Jesus. En die Heilige Gees maak die koninkryk sigbaar. Daar waar mense in liefde wil leef, daar is U die Here. Spreek nou tot elkeen van ons, neem weg wat skeiding maak tussen U en ons.
vra dit net uit genade. Nie een van ons het iets verdien dat ons die kind genoem mag word. Dit is net die groot liefde en genade wat U in Jesus Christus vir ons kom toon en gee het. Dat dit alles met die vergifnis van ons sonde in sy naam alleen. Amen. Broers en susters, ek wil graag vir ons voorlees vanoggend die woord van die Here uit die Evangelie van Markus, die 3de hoofstuk, Markus 3, vanaf vers 20 tot 35. Die opskrif by hierdie gedeelte is die lastering teen die Heilige Gees, die lastering teen die Heilige Gees. Ons luister met oogharte na die woord van die Here. Daarna het Jesus huis toe gegaan, 'n menigte mense het weer saamgedrom, sodat daar selfs die geleentheid was om 'n stukkie te eet nie. Toe sy familie hiervan hoor, het hulle gegaan om hom te gaan haal. Want hulle het gesê, hy het van sy kop afgeraak. Die skrifgeleerdes wat van Jerusalem afgekom het, het gesê, hy is van Beelzebul besete, en dis met die hulp van die aanvoerder van die duiwels, wat hy duiwels uitdrywe. Jesus het hulle nader geroep, en hulle met voorbeelde geantwoord. Hoe kan die Satan uitdrywe? As 'n koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En as 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly staan nie. As die Satan teen homself in opstand kom en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie. Maar is dit sy einde? Bovendien kan niemand in 'n sterk man se huis ingaan en sy goed vat as hy nie vooraf die sterk man vasbind nie. Eers dan sal hy sy huis kan beroof. Dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe kan word. Al die sondige lastertaal wat hulle sou praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. En dit het Jesus gesê, omdat hulle gesê het, hy is van 'n bose gees besete. Sy moeder en sy broers het toe gekom, hulle het buite bly staan en 'n boodskap na hom toe gestuur om hom te roep. 'n Menigte mense het rondom hom gesit. Hulle sê toe vir hom, kyk, die moeder en die broers en die susters daar buite soek u. Maar hy sê vir hulle, wie is my moeder, my broers? En die mense aangekyk, wat in 'n kring om hom sit en gesê, hier is my moeder en my broers. Elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Tot sover die woord van die Here. Seën is nog 'n mens wat die woord van die Here hoor, glo en elke dag gaan doen. Teksvers is Markus 3 vers 28 en 29 waar Jesus sê, dit verseker ek julle, alles sal die mense vergewe kan word. Al die sondige lastertaal wat hulle praat. Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Die tema van my preek vanoggend is die sonde teen die Heilige Gees, die lastering teen die Heilige Gees, wat nie vergewe sal word nie. Wat is dit? Liewe broers en susters, ons lewe in die tyd vandag, in die tyd van die Heilige Gees. Want die Heilige Gees is op aarde uitgestort. Dit vier ons elke jaar met Pinkster, dat God se Gees, die Heilige Gees op aarde uitgestort is, en eintlik rondom ons is. En met Pinkster weet ons dat God se Gees sy woonplek op aarde kom uitbrei. Om heeltyd by ons te wees, sodat ek en jy in die kragveld van sy Gees hier op aarde kan lewe. Die Heilige Gees leer vir jou en vir my om te glo.
en aan Jesus vas te bind en ons lewe aan God toe te wy. En ons wil graag 'n godvrugtige lewe hier op aarde lewe. Ek wil sê 'n lewe waar die vrug van die Heilige Gees in ons lewens na vore kom. En dit is om ook steeds meer aan die wil van God gehoorsaam te wees en tot eer van hom te lewe. En dit, broers en susters, is 'n proses wat nie maar net 'n oomblik is nie. Dit duur ons hele lewe lang, elke dag, elke Sondag, elke week, elke sekonde, as ek dit so mag sê. Die Heilige Gees gebruik God se woord om dit in ons te bewerkstellig. En God se woord sluit natuurlik die evangelie oor en van Jesus Christus in, wat Jesus ons kom leer en vir ons kom wys het. Ons kan so maklik in hierdie proses verslap, nalatig raak, stagneer. Dan maak ons God se Gees, God self, die Heilige Gees, hartseer. Ek dink hier aan teksverse in die Nuwe Testament, ander plekke in die Bybel, soos Efesiërs 4 vers 30, waar ons lees, moenie die Heilige Gees van God bedroef nie. Want hy het julle as die eiendom van God besteel, met die oog op die verlossingsdag, dat ons eendag verlof tussen by die Here kan tuiskom. Ek en jy kan die Heilige Gees hartseer maak, deur kwaad te word, bitter te wees, so lees ons in die Bybel ook, of lelike taal te gebruik. In 1 Tessalonisense 5 vers 19 lees ons dat ons mense ook nie die Heilige Gees moet teenstaan nie. Ons moet nie teen die Heilige Gees werk nie. Letterlik moet ons nie die Gees in ons lewe blus nie. Deur sy woord of sy leiding, die profeseë van God in ons lewe te ignoreer of te onderdruk nie. Ook in Handelinge 7 vers 51 hoor ons van mense wat weerstand gebied het teen die Heilige Gees, omdat hulle hardnekkig geweier het om gehoorsaam te wees aan God se opdrag. Alles maniere, broers en susters, hoe ons die werking van God se Gees in ons lewe kan teengaan. Ons kan hierdie goed ook noem. Dis sonde teen die Heilige Gees. Want ons leer die Heilige Gees en die woord van God ken as 'n persoon, 'n hart. Jy kan hom hartseer maak. Persoon wat ons met ons optrede bedroef kan maak. En dis nie goed nie, broers en susters. Dis sonde. En ons moet daaraan aandag gee, dit regstel, as dit nie reg is in ons lewe nie. En ons kan dit doen, elke dag in ons lewe, deur die regte gesindheid in ons harte hiervoor weer aan te kweek. Ons harte oop te stel vir die woord van die Here en toe te laat dat die Gees in ons werk. Dat ons ook gereeld, elke dag eintlik, maar ons skuld sal bely voor God. Soos wat ons elke Sondag ook hier in die kerk kom doen. En die wonderlike is, so lees ons in die Bybel, God vergewe dit. Hy vergewe hierdie nalatigheid, hierdie versloping van om ons lewe vir hom te gee. Maar dan lees ons ook van een sonde, 'n spesifieke sonde teen die Heilige Gees wat in alle ewigheid nie vergewe sal word nie. Ons kan dit ook noem die onvergeefbare of onvergeeflike sonde teen die Heilige Gees, die lastering teen die Heilige Gees. En ons het hiervan gelees in hierdie hoofstuk wat ek saam met julle vanoggend gelees het uit Markus hoofstuk 3, waar die Here Jesus dit self vir ons gesê het. Volgens hierdie gedeelte, volgens Jesus se woorde, is alle sonde wat ons sou doen, selfs die seun van die mens, lees ons ook in Lukas. As ons hom laster, kan dit vergewe word, maar as ons teen die Heilige Gees, God se Gees laster, kan dit nie vergewe word. En ek dink ons moet hierdie woorde baie ernstig opneem. Want ek en jy het van kleintyd af geleer, al ons sondes word ons vergewe,
En partykeer dink ons ook baie maklik daaroor, ons kan ons sonde doen, al ons sonde word buitendien vergeef. Doen net gou weer 'n bietjie belydenis van jou sonde en alles is weer reg. Maar wat daarvan as ek en jy hierdie een sonde gedoen het, wat nie vergewe sal word nie. Ons weet tog dat die woord van die Here sê dat al ons sonde word vergewe, want Jesus het self aan die kruis gesterf. Psalm 103 wat ons baie keer by nagmaalviering, nagmaalviering hoor, dan hoor ons dat die Here in sy woord vir ons sê, as ons klaar nagmaal gevier het, so ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. En dis inderdaad vir ons 'n baie groot troos. En ons moet dit ook ernstig opneem, juist dat dit ons aanmoedig om nie verder te wil sondig nie. Maar tog, ons is maar sondig. Elke dag doen ons maar met woorde, gedagtes en dade sonde van die Here. En sê nou net, ek het in 'n oomblik van onnadenkendheid, ek het nie mooi gekonsentreer nie. Ek was so kwaad. Maar ook vir die Here dat ek hom gelaster het. Wat dan? 'n oomblik van onbesonnenheid. En daarom wil ek graag aan hierdie woorde van Jesus vanoggend aandag gee, waar hy sê, wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie, maar bly ewig skuldig aan die sonde. Ons kan nie maar net sydelings hiervan kennis neem nie. Markus 3, hierdie gedeelte is 'n baie boeiende gedeelte. Hierdie stukkie ook wat ek gelees het, maar hy sit gelaai met spanning. Hierdie gedeelte wat ek begin lees het, begin met die woorde daar staan, daarna het Jesus huis toe gegaan. En 'n mens moet die prentjie sien wat hier hom afspeel, wat hier gebeur. Jesus het opgetree in daardie omgewing Galilea, mense het van heinde en ver, selfs van Judea, Idumea, oor kan die Jordaanrivier, Tyrus, Sidon, al daai streke, het hulle na hom toe gestroom, toe hulle hoor wat hy sê en wat hy doen, en dat hy ook duiwels uitdryf. Geweldig baie mense het na Jesus toe gestroom. En ek kan my voorstel dat hulle almal aan hom wil raak. Sommige het ook uitgeskreeu, "U is die seun van God." Hulle wil net aan hom raak, hulle wil bevry word, hulle wil heel gemaak word, hulle wil genees word. En inderdaad, Jesus het baie mense gesond gemaak. En ook as daar mense was van onrein geeste besete, het hy genees die duiwels uitgedryf. Maar, so lees ons ook hier, Jesus het hulle baie uitdruklik belet om bekend te maak wie hy is. En daarna, so lees ons dan net voor hierdie hoofstuk, voor hierdie gedeelte, die perikoop, het Jesus in die berg opgegaan, en daar het sy disippels, wat hy geroep het om sy volgelinge te wees, aangestel as apostels. Hulle moet nou die wêreld ingaan. Hulle moet die evangelie, die woord van God, moet hulle in die wêreld gaan uitdra. Dan, Jesus terugkom, gaan hy in die huis in. Ek dink die woorde staan daar om te sê, hy wil rukkie net rus kry. Hy wil hom vir 'n oomblik onttrek aan die mense wat so dring en druk, wat by hom wil uitkom, wat buite en selfs binne die huis nog luidrustig skreeu, U is die seun van God. Sommige so lees ons het op die grond neergeslaan en hard uitgeroep. Jesus se familie, sy broers, sy moeder, het daarvan te hore gekom. En dit het hulle ontstel. Want hulle het gehoor dat daar so groot menigte is, dat hy skaars kon rus kry. Hier staan so mooi geskryf, daar was eintlik nie eens tyd om 'n stukkie te eet nie. Heeltyd is daar mense wat dring vorentoe, en sy familie is bekommerd, en hulle gaan om hom te haal. Dis buitendien ook in daai tyd baie lewensgevaarlik vir as iemand jou die seun van God noem, soos baie uitgeroep het, sê, U is die seun van God, jy kon aangekla word, jy kon die doodstraf gekry het in godsdienstige sin. Daarom haas sy familie hulle na Jesus toe, om te kom haal, weer in die veilige ruimte van die familie in te trek. Maar op pad soontoe sê hulle vir die mense, hy het van sy kop afgeraak. Sy kop verloor.
Familiebande was in die Joodse kultuur baie belangrik, eintlik heilig. En as 'n familielid optree en hy trek aandag en hy maak mense opgewonde, dan kan daai familie voel, maar hier kom druk op ons. Hierdie persoon is te veel in die openbare oog. Bring spanning vir die familie. Daarom wil hulle hom terugbring. Beskerm binne hulle familieverband. Daarom klink hulle woorde miskien hard. Het van sy kop afgeraak. Jesus het van sy kop afgeraak. Hulle is bekommerd. Hulle kry skaam glo. En daarom wil hulle hom by hulle hê. Skrifgeleerdes, die godsdienstige leiers en die skrifgeleerdes, kom ons noem hulle die teoloë wat die Bybel elke dag, die woord van God elke dag bestudeer, het ook kennis geneem van wat Jesus gedoen het. Dat hy mense gesond gemaak het, dat hy bose geeste uitdryf. Heel waarskynlik ook, dat mense al uitroep, hier is die Seun van God. En hulle kom op kerk. Hulle kom op, nie omdat hulle bekommerd is oor familie nie. Nee, hulle ken die woord, hulle ken die Torah, die wet van God. Hulle wil kyk, hierdie mens wat sê, hy ken die naam ons God op, of het regtig naam ons God op, dat hy optree. Hulle interpreteer die wet, volgens hulle interpretasie. Hulle sien hom eintlik net deur een bril. Jy moet so goed as moontlik lewe, en as jy val of net daar buite wat, dan is jy weg. As jy so die wet interpreteer, verloor jy uitsig die liefde van God. Die liefde wat Jesus juist bring. Hy wil mense nie wegstoot nie, hy wil stukkende mense kom heel maak. Hy wil vir hulle lewe gee, hy wil hulle omvou met liefde. Vir die skrifgeleerdes net eenmaal, Jesus oortree die wet van God. Want het hulle ook gesê, hy mag selfs mense op 'n Sabbatdag gesond. Dis buitengewoon, jy mag dit nie doen nie. Hy deurbreek al die reëls. En hy praat met 'n ander gesag wat hulle nie ken nie. Hy praat met God se liefde en genade. En trek mense nader en maak hulle heel. En daarom wil hulle Jesus ook binne hulle raamwerk, soos hulle die Bybel verstaan, die woord verstaan, intrek. Sodat hy nie kan voortgaan. Hulle sê, sy werk is nie van God, of van die duivel. Dit is onder leiding van die aanvoerder van die duivel, Beelzebul, wat hy duivels uitdryf. En dan reageer Jesus hierop. Hy reageer op die beskuldiging van die skrifgeleerdes dat dit kom van die duivel wat hy doen. Hy gebruik beeldspraak om hulle bietjie te dwing om na te dink. Hy sê, hoe kan die Satan, as julle sê, ek doen hierdie dinge uit die duiwel uit, ek is eintlik ook maar die Satan, hoe kan die Satan uitdryf? En as die koninkryk onderling verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly bestaan nie. As 'n huisgesin onderling verdeeld is, sal daardie huisgesin nie kan bly bestaan nie. En dan sê Jesus vir hulle hierdie woorde, want hulle beskuldig hom. Wat jy doen is nie van God nie, is van die duiwel. Dan sê hy, ek verseker vir julle, wat ek doen, kom van die Heilige Gees, dis God wat in my werk. En dan sê hy vir hulle, alles kan mense vergewe word, al die lastertaal, al die lelike goed. Maar wie teen die Heilige Gees laster, wie God se Gees beledig, sal in alle ewigheid nooit vergewe word. Waarom sou dit so erg wees, broers en susters, dat dit nie vergewe kan word nie? Ek glo dat Jesus hier bedoel, dat dit nie hier om 'n sonde gaan wat God nie wil vergeef nie, maar om 'n houding van 'n mens wat God nie wil kans gee om jou te vergeef nie. Vergifnis werk altyd binne verhoudings, staan nooit los nie. Altyd ek teenoor iemand anders wat teenoor my oortree, of ek teenoor daardie ander persoon, of teenoor God wat my moet vergewe, ek het verkeerd gedoen. Altyd binne verhoudings. Genade, vergifnis werk ook net binne verhoudings.
Dis nie omdat God nie wil vergewe nie, maar omdat die mense dit nie wil ontvang nie. Dat hy hom afsluit, toesluit daarvoor. Jesus se familie reageer aanvanklik ook van hulle eie vooropgestelde raamwerk. Hulle bekritiseer ook vir Jesus uit van sy kop afgehaal. Maar later lees ons in die evangelies word hulle deel van sy geloofsgemeenskap, volgelinge van Jesus, omdat hulle ook die wil van God wil doen. Jesus prys sy familie hier nog verder in. Sê, wie is my moeder? Wie is my broer? Wie is my suster? En dan wys hy daar daai mense wat om hom sit en na luister wat die wil van God doen. Dis my moeder, dis my broers, dis my susters. Skrifgeleerdes egter sluit die weg, die deur na God self af. Hulle gee God nie kans om hulle sonde te vergewe nie. Hulle wil dit nie aanneem nie. Hulle het nie oog vir God se genade as jy oortree nie. En daarom is hulle sonde eintlik onuitwisbaar, want hulle kan dit nie self regstel nie. Want dis gerig teen die Heilige Gees. God self wat met 'n hand van liefde en genade na hulle uitreik en sê, hier is my liefde. Ek het julle skrifgeleerdes so baie lief. Wil julle vergewe wat julle sonde oormaak? Sê nee. Ons sal dit self regmaak. Ons ken die pad self. Liewe gemeente, ek het aan die begin van die preek gesê, ons lewe hierdie tyd waarin ek en jy lewe, die tyd van die Heilige Gees op aarde. Die Heilige Gees werk rondom ons, die Bybels. Ons lees in die Bybel dat toe Jesus na die wêreld, ons wêreld toe gekom het, het hy die koninkryk van God, die koninkryk van die hemel naby aan ons gebring. So naby dat ons eintlik aan die koninkryk kan raak. Ons voel al iets van die koninkryk. Want die koninkryk van God is rondom ons en die Heilige Gees maak ons oop om te sien, daar waar mense vergifnis en liefde, hulle aan die woord van God hou, daar breek die koninkryk deur. Daar waar mense probeer, so goed as moontlik die wil van God te doen. God gee dus ruimte vir jou en vir my, binne sy koninkryk, wat Jesus naby aan ons kom bring, te kan lewe. Maar, en dis die boodskap wat Jesus vir ons moet sê, ons moet ek ruimte vir God gee in ons lewe. Ons moet ook ruimte in ons harte gee, dat God se koninkryk nie net rondom ons is nie, of in die Bybel sigbaar is nie, maar ook in ons harte sigbaar word. Daarvoor gebruik God sy Gees. Hy wil sy liefde, wat Jesus vir ons kom wys het, in ons harte kom plant. Daardie opofferende liefde, wat aan die kruis kan hang en kan vir die wêreld sê, so lief het God die wêreld. Ek is bereid om vir julle te sterwe, sodat ek my liefde net vir julle kan gee. Daardie opofferende Jesus liefde, wil die Gees van God in jou en my hart plant, binne, dat dit hier woon, dat die koninkryk van God ook in ons sal wees. Ek glo, God se Gees klop aan elkeen van ons hart. Elke Sondag, elke week. Vraag is ek en jy bereid ons harte vir hom oop te maak, toe te laat, dat God se liefde, genade en vergifnis ook in my lewe sal kan werk, kan leef. As ons die deur doelbewus sluit, breek ons sonde teen die Heilige Gees, wat nie vergewe kan word nie. Want ons druk God se hand van liefde en genade weg. Eintlik sê ons wil dit nie hê nie. Iemand het dit eintlik so raak gesê, dit, eintlik kan jy met een woord saamvat, ongeloof. Jy nie die Here wil hê nie. As jy sy hand van liefde wegslaan, wat al sy liefde en genade vir jou wil gee. Ongeloof waarmee mens hardkoppig en doelbewus mee bly volhard, en God nie toe te laat in jou lewe. Maar as jy God toelaat in jou lewe, jy laat die Heilige Gees toe, sy liefde vir hom, vir ons medemens, en
in jou hart te plant. Jy laat die Heilige Gees toe om Jesus Christus se liefde in jou hart te plant. Is daar geen sonde wat nie vergewe kan word. En sal word, want dan is God deel van jou lewe. En hy maak alles heel, soos Jesus daai tyd gedoen het, toe hy op aarde geleef het. Hy vergewe ons volkome. Want hy het aan die kruis vir ons gestorf, vir ons almal, om al ons sondes te vergewe. Maak net jou hart daarvoor oop. Elkeen van ons sal ten volle vergifnis ontvang vir al ons sonde. Dis die wonderlike troos dat vandag aan julle wil bring. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader, dankie dat ons die kinders mag wees. Dankie dat U ons nie aan ons eie wil oorlaat nie. Selfs al draai ons rug op U, kom agtervolg U ons nog met U liefde. Kom haal U ons waar ons ook al is. En al bly ons in hardkoppigheid volstaan om nie voor U te kniel en te buig, te erken dat U die Here is, sal U nie ophou nie. Maar ongelukkig is dit ook waar. Daar is mense wat nooit by daai punt wil of kan kom te sê, my Skepper, my Vader, my Verlosser, my Leidsman, my Trooster. Ek aanbid U, ek dien U. Nee, hulle gaan maar net op hulle eie pad, draai steeds volhardend hulle rug op U. Help ons tog, Here, dat nie een van ons dit sal doen nie, en dat ons almal wat op ons lewenspad kom, nader sal trek na U toe, dat hulle U liefde kan smaak en kan voel en daaruit kan lewe en kan krag put in hierdie harde lewe in hierdie wêreld. Hierdie gemeente, die ook so geroep om dit te doen, 'n bron van liefde te wees, 'n lig op 'n staander wat die wêreld rondom hulle moet verlig, wat moet wys hoe werk God se liefde. Ons almal so geroep. Gee, Here, dat ons in liefde voor U sal buig, en liefde na mekaar sal uitreik, met U liefde die wêreld sal aanraak en dit aan die wêreld kom aanbied, dat U dit deur ons sal doen. Vergewe dan al ons sonde, vergewe ons nalatigheid, ons verslapping. Gelukkig ons weet U vergewe dit, want ons is U kinders, ons is hier, Here. Ons wil ons harte vir U oopmaak. En U Heilige Gees sal in ons harte lewe. Sê dit met dankbaarheid teenoor U. In die naam van Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Amen.